Goeiedag en baie welkom weer eens by nog 'n video-uitgawe van die HNP se inligtingsdiens. Ek is Henk van der Graaf, ek is ook die redakteur van die Afrikaner. Vandag gesels ons ook met die leier van die HNP, meneer Fritz van Graan. Fritz, dankie dat jy weer saamgesels. Dankie Henk. Nou ja, dis nou ons eerste keer wat ons nou met mekaar gesels na die afgelope algemene verkiesing. En nou gaan ek gesaghebbende feite deurlees. So terloops, as jy ooit die Afrikaner wil hê, stuur dit 'n e-pos na admin@hnp.org.za, dan kry jy die Afrikaner in elektroniese formaat elke tweede week wat hy uitgestuur word. So moenie mis op die inligting nie, maar kom ons begin gou so 'n bietjie met inligting van wat nou die algemene verkiesing gebeur het. In die verkiesing het sowat 26,61% van die stemgeregtigde bevolking nie gestem nie. Mense wat buite stembaan was. Maar die ANC, wie se steun gesak het tot minder as 6,5 miljoen stemme, die het steeds weer voortgegaan en hy het nou weer 'n regering saamgestel. Ons het net nou so 'n bietjie spottenderwys gedryf hoeveel verskillende partye is nou in hierdie regering van nasionale verwarring, maar ons sal net nou 'n bietjie daaroor verder gesels. Volgens Statistiek Suid-Afrika was daar in 2022 ongeveer 42,69 miljoen mense in die stemgeregtigde ouderdomsgroep van 18 jaar en ouer. Van daai 42,69 miljoen, het slegs 27,78 miljoen moeite gedoen om te registreer. En met die powere kiesersopkoms van net 58,64% by die stembus, wat die laagste ooit was in die nuwe bedeling, beteken dit dat slegs 16.200.000 of amper 300.000 stemme uitgebring is. Waarvan daar, en dit is 'n syfer wat ook dikwels nie genoem word nie, 213.000 was bedorwe stembriewe. Dus mense wat geregistreer was, wat gesê het, maar goed, ons gaan wel stem, maar ons gaan ons stembrief bederf. So, dit is natuurlik 'n baie groot protesstem. Nou ja, dit het daartoe gelei dat die ANC nou nie meer die meerderheid het nie. En nou, soos ons nou hierso gesels vandag, is dit nou ook so dat daar nou 'n sogenaamde regering van nasionale eenheid is. En baie van die partye is nog baie opgewonde dat hulle nou 'n setel in die parlement het. Hulle gaan 'n groen kussings kry. Hulle gaan nou nuwe voertuie kry. Hulle gaan leiwagte kry. Nee. Hulle gaan met blou ligte rondjag. Nou ja, en een van die groot wenners in die ding was meneer F.W. Steenhuisen, of is dit meneer John de Klerk, want ek dink die effek van die DA, veral wat by die regering van nasionale eenheid ingetree het, is presies 30 jaar na 1994, presies dieselfde effek as wat daar was toe F.W. de Klerk in 94 oorgegee het. Eintlik het Steenhuisen in 2024 die regering teruggegee vir die ANC. Precies, ja, dis waar. Wat is jou standpunt daaroor, Fritz? Henk, ja, dis interessant dat jy nou die huidige verkiesing se presentasies op die ANC het maar net oor die 40, skaars oor die 40 gekry. Wat eintlik van hulle soort van 'n nuttelose party maak. Hulle kan nie 'n regering saamstel nie en dis waaroor al hierdie drama die afgelope tyd nou gegaan het. So het ons gesien die kabinet wat nou amper 'n week laat was met Ramaphosa nou uiteindelik sy kabinet bekend gemaak en na onderhandelinge wat eintlik maar afspeel storie was. Jy weet, dit gaan nie hier oor ek wil daai man as 'n kundig hê of daai man as 'n kundig hê nie. Dit gaan hier so oor toutrekkery wat belaglik is in 'n regering. En ek dink hy het nogal heel strategies het hy vir 'n klomp van sy nuwe ministers van die ander partye juis in portefeuilles gesit waaroor hulle geen kundigheid het nie. Presies. Ek meen, kom ons wees eerlik, jy weet wat se kundigheid het John Steenhuisen van landbou. Ja. Hy was ek dink hierdie jaar vir die eerste keer in sy lewe by Nampo gewees. Regtig. En wat se kundigheid het Pieter Groenewald van korrektiewe dienste? Ja, dis eienaardig. Nou ons sien, daar's 32 ministers plus die 2 president en die adjunkt president. So eintlik het hy agter die skerms het hy die parlement, die kabinet gaan vergroot. Ja. Ek het agtergekom nou die aand op televisie het hulle dit so half laat deurskema.
Hulle het nie geweet van die ernstige vergroting van die kabinet nie, met adjunkministers, dat hulle nou in totaal amper op 77 as ek reg het ons. Kyk, daar's 7 van die 11 partye word in die kabinet verteenwoordig, wat nou van die RNE deel is. Nou, die RNE staan ons nou vir die regering van nasionale eenheid, wat dit ook al beteken. Dit is vir my eintlik maar 'n klugspel. Nou, die ANC 20, DA 6, IFP 2, GOOD 1, PA 1, ons weet daai man van die PA het 'n groot mond, en PAC 1, selfs hulle het 'n minister gekry. Ja, en nogal die minister van Grondsake. Kan jy 'n glo? baie sleutel portefeulje. En dan die Vryheidsfront 1, net so snaakse gedagte. En dan is daar 43 adjunkministers. Wat gaan dit kos? Ek dink daardie Herman Mashaba het in sy repliek al gesê, die nuwe kabinet gaan hulle baie miljard 'n jaar kos. Nou ja, ek het nou nie die som gedoen nie, ek is nie eens lus om te doen nie, dit is net 'n skande. Een van die publikasies het al die som gemaak dat die vergrote kabinet gaan per jaar 185 miljoen rand meer kos. 185 miljoen rand meer kos. Nou wat interessant is, almal het al die tyd gesê die kabinet moet verklein word, daar moet minder ministers wees, minder adjunkministers. En nou is hulle almal tevrede dat die kabinet vergroot word, want hulle het nou 'n posie daar. Dit werk. So, hoe werk hulle beginsels? Dit is baie opportunisties ter wille van 'n eie posisie. Dis eintlik heeltemal oorbeklemtoning van alles en 'n oorspandering van geld en dit tot niet maak van die waarde van 'n kabinet. Want die waarde van die kabinet bestaan uit kundige mense wat portefeuilles moet bestuur en die regte mense aanstel en bedryf en terugvoer kan gee. As 'n man nie kundig is nie, weet hy nie eens wat hulle doen nie. Maar as ons kyk na die provinsiale ooreenkomste, dan is daar nog steeds haakplek Gauteng, wat eintlik die ekonomiese engine van die land is. Lyk vir my daar gooi Zille nou 'n bietjie wal, want sy moes bietjie toegee. Die ander DA's het gevoel, nee, laat ons maar hierdie jobs vat. Maar sy het bietjie wal gegooi, maar sy moes toe net toegee. Maar lyk my by die Gauteng steek sy vas. Daar's 10 poste as ek dit reg het. Die DA is 3 aangebied. Die ANC het maar 30% van Gauteng se stemme gekry en hulle wil 7 hê. Ja. Nou is hulle weier en die onderhandelings is baie intens volgens die. Ja, nou moet ons dalk nou net vir ons kykers net sê, terwyl ons nou besig is om hierdie opname te maak vandag, is die hele ding oor Gauteng nog nie opgelos nie. Daar sou vanoggend 'n media-konferensie plaasgevind het daaroor, wat alweer uitgeskuif is na vanmiddag toe. En soos dit nou gaan, wonder mense of dit al teen volgende week gaan uitgesorteer wees. So, dalk teen die tyd wat die mense hierna kyk, is daai probleem nou al opgelos, maar ek dink wat dit vir ons wel wys, en dit het die onderhandelings oor die sentrale regering ook gewys, dat daar is sulke diep liggende krake wat daar is, dat 'n mens eintlik jouself die vraag afvra, hoe lank gaan hierdie konkoksie kan hou? Ja, dis 'n goeie vraag. Ek dink wonder ek sal verbaas wees as dit 6 maande hou. Maar kom ons kyk, daar gaan soveel twis wees as ek meen die mense se beginsels verskil almal. Jy weet, as ek nou kyk na die situasie van Gauteng weer een. Lesofie wil eerder met die EFF werk. Hy het dit al in die verlede gedoen. Ja. Hy haat die DA en sy hele standpunt is, dis 'n wit party. Wat ons weet nie is nie, maar daar is te veel wit is na sy. So Lesofie wil nie toegee daar nie. En Zille is gelukkig gesê, ek wil haar nou nie eintlik prys nie, maar sy is vasstaal. Ek wil eintlik sê nie, die hele onderhandelingsproses is sy die eerste wat manne moet openbaar het. Nogal, ja. Maar as ek nou moet kyk na die verkiesing, Henk, as ons nou weer bietjie teruggaan. Kiesers het gestem, die hele litoriek was, stem om die ANC uit te kry. Ja, gaan stem tog net, nee, gaan stem tog om die ANC uit te kry. Nou, 'n kiezer gaan stem eintlik maar vir 'n party. Ons nou die blanke kiesers ken. Jy stem vir beginsels. En baie van die wat ek mee gepraat het, wat nou vryheidsfronters was, sê maar ons moet daarom dit doen en so aan. Want ons wil hulle gesê, julle meng in met 'n bose bestel. Dis die probleem. Jy kan nie in daai bestel opgaan nie, want dit was
verneukerheid daar met die onderhandelinge, de Klerk hulle, en nou wil die betrokke raak. Bly weg. Soos die ANC se standpunt was, kiesreg, bly weg. Nou, 11 partye word deel van die RNE, Regering van Nasionale Eenheid. Man, as ek 'n regering sien, sien ek 'n regering van die land, dis eensgesindheid. Mense wat nou dieselfde moet dink, dieselfde beginsels het. So, dis absoluut verraad teenoor die kiezer gewees. Die kiesers het vir 'n party gaan stem met beginsels, ja wel om teen die ANC te stem, maar nou is hulle in hierdie gemors. Maar elkeen van daai 11 partye wat nou betrokke is by daai Regering van Nasionale Eenheid, elke kiezer wat vir een van daai partye gestem het, se stem het nou by die ANC uitgekom. Jy het nou gestem teen die ANC, maar eintlik is jou stem nou by die ANC. Jy kan nou net sowel, soos die een persoon in die WhatsApp gestuur het, man, julle kan nou net sowel almal vir die ANC gestem. Ja. Dit is nie 'n verskil nie, julle steun. Dis hoekom ek sê, jy weet, ons sit nou met meneer F.W. Steenhuisen hierso. Presies. Ja. So as ons gaan kyk na, dis absoluut verraad. Die nadeel vir die regering is byna geen oppositie. Is eintlik 'n voordeel vir die regering. Daar is eintlik geen oppositie oor nie. As ek reg onthou, is dit nou net Jacob Zuma se MK wat daar een kant sit en dan EFF van Julius. Hulle kan nou... Hulle sit net en wag, want net voordat hierdie regering nou mos nou sy beslag gekry het, was daar wel gesprekke tussen die EFF en die ANC gewees. So ek dink hulle sit net en wag dat hierdie spul breek, dan kan hulle inkom. Ja. En dit is wat gaan gebeur. En dan is die ANC se opsies minder. Ja. Dan het hulle nie DA of EFF nie, dan sit mos nou skeiding tussen. EFF, ja. Jy is reg. Nou, wat my nou pla, die Build One South Africa Musi se party, en dan die Anion Herman Mashaba, hy is nou maar van Action SA. Hulle is glad nie lus vir hierdie stel storie nie. Wys vir jou, hulle dink ook so 'n bietjie in besef, as jy in so 'n kraal ingegaan het, moet jy saam eet en saam alles doen. So my standpunt en siening is dat hierdie konkoksie, soos jy net nou gesê het, gaan nie werk nie. En weet jy wat gaan dan doen? Dan gaan die land in duie stort, finansiëel. Want dan gaan die wêreld sien, maar hulle kan nie saamwerk nie. Ons moet net, ons kan nog baie oor die goed gesels, maar ek dink daar's een belangrike ding wat hier uit na vore gekom het. En dit is dat die Afrikaner se belange is nou nog slegter af as wat dit voor die tyd was. Nou sit ons hierso as Afrikaners, ek wil amper sê baie in die koue. Wat gaan ons doen? Wat is ons plan vir die volgende jare? Hoe ons weer ons mense gaan gemotiveer gaan kry, betrokke gaan kry, dat ons weer kan begin opstaan vir die reg. Ons staan nie op vir almoes nie, ons staan op vir regte. En dit is waarskynlik nou die grootste uitdaging waar ons koppe moet oor laat gaan vir die volgende tyd. Ek stem saam, baie dankie. Ek dink dit is 'n goeie voorstel. Nou ja, dan sal ons maar sien wat gebeur verder. Ons hou dinge met groot belangstelling dop. Baie dankie dat u na ons gekyk het. Stuur maar hierdie video wyd en suid sover as wat u kan. Onthou, as jy belangstel om die Afrikaner te kry elke tweede week in elektroniese formaat, stuur net 'n e-pos na info@hnp.org.za en dan word jy op die manier ook op hoogte gehou. Tot 'n volgende keer.